Ok julle, ons gaan aan met 1 Konings vanaf hoofstuk 13. Profeseë teen Jerobeam. Toe kom daar 'n man van God uit Juda, die woord van die Hemelse Vader in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Hemelse Vader en gesê: Altaar, altaar, so spreek die Hemelse Vader, kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josia, en hy sal op jou slag die priesters van die Hoogstes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensebene verbrand word. En hy het dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê: Dit is die wonderteken dat die Hemelse Vader gespreek het. Kyk, die altaar sal uitmekaar geskeur en as wat daarop is, afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor, wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af en sê: Gryp hom. Maar sy hand wat hy teen hom uitgesteek het styf geword, sodat hy dit nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uitmekaar geskeur en die as is van die altaar afgegooi, volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het deur die woord van die Hemelse Vader. Toe begin die koning om aan die man van God te sê: Smeek tog die aangesig van die Hemelse Vader jou God om genade en bid vir my, dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Hemelse Vader om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom teruggekeer het en dit soos tevore was. Daarop sê die koning aan die man van God: Kom met my saam huis toe en versterk jou, en laat ek jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning: Al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saamgaan nie, en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie, want so het die Hemelse Vader my bevel gegee deur sy woord en gesê: Jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Hy het toe met 'n ander pad gegaan en nie teruggekeer met die pad waarmee hy na Bethel gekom het nie. Die dood van die ongehoorsame profeet, vanaf vers 11. En daar het 'n sekere ou profeet in Bethel gewoon, en sy seuns het gekom en hom alles vertel wat die man van God die dag in Bethel gedoen het, ook die woorde wat hy met die koning gespreek het. En toe hulle dit aan hulle vader vertel, sê hulle vader vir hulle: Met waterpad het hy gegaan, want sy seuns het die pad gesien waarmee die man van God weer weg is, wat uit Juda gekom het. Toe sê hy aan sy seuns: Saal vir my 'n esel op, en hulle het vir hom 'n esel opgesaal, en hy het daarop gery. En hy het agter die man van God aangegaan en hom aangetref terwyl hy onder die terpentynboom sit. En hy sê vir hom: Is jy die man van God wat uit Juda gekom het? En hy antwoord: Ja. Toe sê hy vir hom: Gaan met my saam huis toe en eet brood. Maar hy antwoord: Ek kan nie met jou saam omdraai of met jou saam ingaan nie. Ek mag ook nie brood eet of met jou saam water drink in hierdie plek nie. Want aan my is gesê deur die woord van die Hemelse Vader: Jy mag daar geen brood of water drink nie. Jy mag ook nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Maar hy sê vir hom: Ek is ook 'n profeet, net soos jy, en 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Hemelse Vader en gesê: Bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. Hy het vir hom gelieg. Toe het hy met hom saam omgedraai en in sy huis brood geëet en water gedrink. Maar terwyl hulle aan tafel sit, kom die woord van die Hemelse Vader tot die profeet wat hom laat omdraai het. En hy het die man van God wat uit Juda gekom het, toegeroep en gesê: So spreek die Hemelse Vader, omdat jy wederstrewig was teen die mond van die Hemelse Vader, deur die gebod te hou wat die Hemelse Vader jou God jou beveel het nie, maar omgedraai het en brood geëet en water gedrink het,
in die plek waarvan hy aan jou gesê het, jy moet geen brood of eet of water drink nie, daarom sal jou lijk nie in die graf van jou vaders kom nie. Nadat hy dan geëet en gedrink het, sal hy vir hom die esel op, vir die profeet wat hy laat omdraai het. En hy gaan weg, toe kom 'n leeu om tee op die pad en maak hom dood. En sy lijk het neergewerp op die pad bly lê, terwyl die esel daar langs staan, en die leeu ook langs die lijk bly staan. Intussen kom daar manne verby, wat op die lijk op die pad sien lê, terwyl die leeu langs die lijk staan, en hulle het dit kom sê in die stad waar die ou profeet woon. Toe die profeet wat hom van die pad af laat omdraai het, dit hoor, sê hy, dit is die man van God wat teen die mond van die Hemelse Vader wederstrewig was. Daarom het die Hemelse Vader hom aan die leeu oorgegee, wat hom verskeer het en hom gedood het, volgens die woord van die Hemelse Vader, wat hy met hom gespreek het. Daarop praat hy met sy seuns en sê, sal vir my 'n esel op, en hulle het dit opgesaal. Toe gaan hy weg en vind sy lijk neergewerp op die pad, terwyl die esel en die leeu langs die lijk staan. Die leeu het die lijk nie geëet en die esel nie verskeer nie. Daarna het die profeet die lijk van die man van God opgetel en dit op die esel gesit en dit teruggebring in die stad van die ou profeet, gekom om die rouklaag en hom te begrawe. En hy het sy lijk in sy graf neergelê en hulle het oor hom gerouklaag, ag my broer. En nadat hy hom begrawe het, sê hy aan sy seuns, as ek sterwe, dan moet julle my begrawe in die graf waar die man van God in begrawe is. Lê my bene langs sy bene neer, want die woord sal sekerlik uitkom, wat hy deur die woord van die Hemelse Vader uitgeroep het, teen die altaar wat in Bethel is, en teen al die tempels van die hoogtes wat die stede van Samaria is. Na hierdie gebeurtenis het Jerobeam nie van sy verkeerde weg teruggekom nie, maar weer priesters van die hoogtes aangestel uit al die dele van die volk. Elkeen wat wou, die het hy aangestel, en dat hy een van die priesters van die hoogstes kon word. En hierdeur was die sonde van die huis van Jerobeam, en wel om dit te verdelg, uit te roei van die aarde af. Tot sover. Hoofstuk 14. In dieselfde tyd het Abia, die seun van Jerobeam, siek geword. En Jerobeam het vir sy vrou gesê, maak jou tog gereed en trek ander klere aan, sodat hulle nie kan merk dat jy 'n vrou van Jerobeam is nie. En gaan na Silo, kyk, daar is die profeet Ahia, wat van my gesê het, dat die koning oor hierdie volk sou word. En neem met jou saam 10 brode en koeke, en 'n kruik met heuning, en gaan na hom toe. Hy sal jou te kenne gee, wat met die seun sal gebeur. En die vrou van Jerobeam het so gedoen, haar gereed gemaak, en na Silo gegaan, en in die huis van Ahia gekom, en Ahia kon nie sien nie, want sy oë was styf vanweë sy ouderdom. Maar die Hemelse Vader het vir Ahia gesê, kyk, die vrou van Jerobeam kom om jou te raadpleeg oor haar seun, want hy is siek. So moet jy vir haar sê. En toe sy inkom, terwyl sy haar as 'n vreemdeling aanstel, en Ahia die geluid van haar voete hoor, toe sy by die deur inkom, sê hy, kom in, vrou van Jerobeam, waarom stel jy jou so vreemd aan? Aan my is 'n harde boodskap aan jou toevertrou. Gaan sê vir Jerobeam, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, omdat ek jou onder die volk uit verhef het, en jou as 'n vors oor my volk Israel aangestel het, en die koningskap van die huis van Dawid afgeskeer het, en dit aan jou gegee het, maar jy nie soos my knegt Dawid was, wat my gebooie gehou het, en my met sy hele hart nagevolg het, om net te doen wat reg is in my oë nie, maar jy meer kwaad gedoen het, as al die voorgangers
en vir jou ander gode en gegote beelde gaan maak het, om my te terg en my agter jou rug te gewerp het. Kyk, daarom bring ek onheil oor die huis van Jerobeam, en sal Jerobeam uitgeroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. En ek sal die huis van Jerobeam skoon wegvee, soos 'n mens der drek wegvee, totdat daar niks oor is nie. Die een wat van Jerobeam in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wat in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet, want die hemelse Vader het dit gespreek. Maak jou dan klaar, ga na jou huis, as jou voete die stad inkom, sal die kind sterwe. En die hele Israel sal hom beklaag en hom begrawe, want hy alleen van Jerobeam sal in die graf kom, omdat in hom iets goeds voor die hemelse Vader, die God van Israel, te vind was, in die huis van Jerobeam. Maar die hemelse Vader sal vir hom 'n koning oor Israel verwek, wat die huis van Jerobeam die dag sal uitroei. Ja, wat sê ek? Nou al. En die hemelse Vader sal Israel slaan, soos 'n riet in die water, heen en weer beweeg, en sal Israel uitruk uit hierdie goeie land, wat hy aan hulle vaders gegee het, en hulle ander kant die Eufraat verstrooi, omdat hulle hul heilige boomstamme gemaak het, en die hemelse Vader geterg het. En hy sal Israel oorgee, vanweë die sondes van Jerobeam, wat hy gedoen het, en waarmee hy Israel laat sondig het, toe het die vrou van Jerobeam haar klaargemaak en weggegaan, en in Tirsa aangekom. Net toe sy op die drempel van die huis kom, het die seun gesterwe, en hulle het hom begrawe, en die hele Israel het hom beklaag, volgens die woord van die hemelse Vader, wat hy gespreek het deur die diens van die knegt van die profeet Ahia. En verdere geskiedenis van Jerobeam, hoe hy oorlog gevoer het, en hoe hy geregeer het, kyk, dit is beskrywe in die kronieke boek van die konings van Israel, en die dae van Jerobeam. Wat Jerobeam geregeer het, was 22 jaar, en hy het ontslaap met sy vaders, en sy seun Nadab het in sy plek koning geword. Afgoderry, verdorwenheid van Juda onder Rehabeam, vanaf vers 21. En Rehabeam, die seun van Salomo, was koning in Juda. 41 jaar was Rehabeam oud, toe hy koning geword het, en 17 jaar het hy geregeer in Jerusalem, die stad wat die hemelse Vader verkies het, uit die stamme van Israel, om sy naam daar te vestig. En die naam van sy moeder was Naama, die Ammonitiese. En Juda het gedoen wat verkeerd was in die oë van die hemelse Vader, en sy ywer opgewek meer as die dade van hulle vaders, deur hulle sondes wat hulle gedoen het. En hulle het ook hulle hoogtes gebou, en klippelare en heilige boomstamme op elke hoë heuwel en onder elke groen boom. En daar was ook skansseuns in die land. Hulle het gehandel volgens al die gruwels van die nasies wat die hemelse Vader voor die kinders van Israel uitverdrywe het. In die 5de jaar van koning Rehabeam trek Sisak, die koning van Egipte, toe teen Jerusalem op, en hy neem die skatte van die huis van die hemelse Vader, en die skatte van die huis van die koning al weg. Ja, hy het alles weggeneem, ook al die goue skilde wat Salomo gemaak het hy ook weggeneem. En daarop maak koning Rehabeam in die plek daarvan koperskilde, en hy het dit aan die owerstes van die hardlopers toevertrou, wat die deur van die koning sy huis bewaak het. So dikwels as die koning in die huis van die hemelse Vader ingaan, dra die hardlopers dit en bring dit weer terug in die wagkamer van die hardlopers. En verdere geskiedenis van Rehabeam en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die
boek van die konings van Juda nie, en daar was 'n gedurig deur oorlog tussen Rehoboam en Jerobeam. Rehoboam het ontslaap met sy vaders en is begrawe by sy vader in die stad van Dawid, en die naam van sy moeder was Naama, die Ammonitiese, en sy seun Abia het in sy plek koning geword. Tot sover. Okay, hoofstuk 15. Abia, koning van Juda. En in die 18de jaar van die koning Jerobeam, die seun van Nebat, het Abia oor Juda koning geword. Hy het 3 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Maaga, die dogter van Abisalom. En hy het gewandel in die sondes van sy vader, wat hy voor hom gedoen het. En sy hart was nie volkome met die hemelse Vader sy God, soos die hart van sy vader Dawid nie. Maar terwille van Dawid het die hemelse Vader sy God vir hom 'n lamp in Jerusalem gegee, deur sy seun na hom te verwek in Jerusalem in stand te hou. Omdat Dawid gedoen het wat reg was in die oë van die hemelse Vader, sonder om af te wyk van alles wat hy hom beveel het, al die dae van sy lewe, behalwe in die saak van Uria die Hetiet. En daar was oorlog tussen Rehoboam en Jerobeam al die dae van sy lewe. En verdere geskiedenis van Abia en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrewe in die kroniek boek van die konings van Juda nie. Daar was ook oorlog tussen Abia en Jerobeam. En Abia het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad van Dawid, en sy seun Asa het in sy plek koning geword. Asa, koning van Juda, vanaf vers 9. In die 20ste jaar dan van Jerobeam, die koning van Israel, het Asa koning van Juda geword, en hy het 41 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Maaga, 'n dogter van Abisalom. En Asa het gedoen wat reg was in die oë van die hemelse Vader, net soos sy vader Dawid. Hy het die skandseuns uit die land laat wegtrek, en al die trekgode verwyder wat sy vaders gemaak het. Ja, selfs sy moeder Maaga het hy as gebiedsster afgesit, omdat sy 'n afgryflike voorwerp vir Asjera gemaak het. En Asa het die afgryslike voorwerp omgekap en in die dal van Kidron verbrand. Die hoogtes is wel nie afgeskaf nie, maar Asa se hart was volkome met die hemelse Vader al sy dae. En hy het die heilige gawes van sy vader en sy heilige gawes in die huis van die hemelse Vader gebring, silwer en goud en allerlei voorwerpe. En daar was oorlog tussen Asa en Basia, die koning van Israel, al hulle dae. En Baseba, die koning van Israel, het tussen Juda opgetrek en Rama gebou, en niemand van Asa, die koning van Juda, te laat uit of ingaan nie. Toe neem Asa al die silwer en die goud wat oorgebly het in die skatkamers van die huis van die hemelse Vader, en die skatte van die huis van die koning, en gee dit in die hand van sy dienaars. En die koning Asa het hulle gestuur na Ben-Hadad, die seun van Tabrimon, die seun van Hesjon, die koning van Aram, wat in Damaskus gewoon het, om te sê, daar is 'n verbond tussen my en u, tussen my vader en u vader. Kyk, ek stuur u 'n geskenk van silwer en goud. Gaan verbreek u verbond met Basia, die koning van Israel, dat hy kan optrek weg van my af. En Ben-Hadad het geluister na die koning Asa en die owerstes van sy leermag teen die stede van Israel gestuur, en Ijon en Dan en Abel Bet Maga en die hele Kinerot met die hele land van Naftali verwoes. En net Basia dit hoor, het hy opgehou om Rama te bou en in Tirsa gebly. Toe roep koning Asa die hele Juda op. Niemand was vry nie, en hulle het klippe en balke van Rama waarmee
Basia gebou het, weggedra en daarmee het die koning Asa Geba en Benjamin en Mispa gebou. En die res van die verdere geskiedenis van Asa en al sy magtige dade en alles wat hy gedoen het en die stede wat hy gebou het, is dit nie beskrywe in die kronieke van die boek van die konings van Juda nie, maar in die tyd van sy ouderdom het hy aan sy voete gelei. En Asa het ontslaap met sy vaders en is by sy vaders begrawe in die stad van sy vader Dawid. En sy seun Josafat het in sy plek koning geword. Basia roei die huis van Jerobeam uit en regeer oor Israel. Vanaf vers 25. En Nadab, die seun van Jerobeam, het koning geword oor Israel in die tweede jaar van Asa, die koning van Juda, en hy het 2 jaar oor Israel geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die hemelse Vader, en gewandel in die weg van sy vader, en in sy sonde, waarmee hy Israel laat sondig het. Maar Basia, die seun van Ahia, van die huis van Isaskar, het 'n sameswering teen hom gesmee, en Basia het hom verslaan by Gibeoton, wat aan die Filistyne behoort het, terwyl Nadab die hele Israel besig was om Gibeoton te beleer. So het Basia hom dan gedood in die 3de jaar van Asa, die koning van Juda, en die koning geword in sy plek. En sodra hy die koning was, het die hele huis van Jerobeam omgebring, en hy het Jerobeam niks laat oorbly wat asemhaal nie, totdat hy hom verdelg het volgens die woord van die hemelse Vader, en wat hy gespreek het, deur die diens van sy knegt Ahia, die Siloniet, vanweë die sondes van Jerobeam, wat hy gedoen het, waarmee hy Israel laat sondig het, deur sy geterg, waarmee hy die hemelse Vader, die God van Israel, geterg het. En die verdere geskiedenis van Nadab, en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die kroniekeboek van die konings van Israel nie, en daar was oorlog tussen Asa, Basia, die koning van Israel, en al hulle dae. In die 3de jaar van Asa, die koning van Juda, het Basia, die seun van Ahia, oor die hele Israel koning geword, en Tirsa 24 jaar lank. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die hemelse Vader, en gewandel in die weg van Jerobeam, en in die sonde waarmee hy Israel laat sondig het. Tot sover. OK, hoofstuk 16. Toe het die woord van die hemelse Vader gekom tot Jehu, die seun van Hanani, teen Basia, en gesê, omdat ek jou uit die stof opgehef het, en jou as vors oor my volk Israel aangestel het, maar jy in die weg van Jerobeam gewandel het, en my volk Israel gesondig het, om my te terg deur hulle sondes, daarom sal ek Basia en sy huis skoon wegvee. Ek sal jou huis maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nabat, die een van Basia in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie van hom in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet. En verdere geskiedenis van Basia en wat hy gedoen het, en sy magtige dade, is dit nie beskrywe in die kroniekeboek van die konings van Israel nie. En Basia het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in Tirsa, en sy seuns Ela het in sy plek koning geword. Ook het die woord van die hemelse Vader deur die diens van Jehu, die seun van Hanani, die profeet, gekom teen Basia en teen sy huis, nie alleen oor al die kwaad wat hy in die oë van die hemelse Vader gedoen het, deur hom te terg met sy handewerk en soos hy die huis van Jerobeam te wees nie, maar ook omdat hy hom verslaan het. Simri, Omri, konings oor Israel, vanaf vers 8. In die 26ste jaar van Asa, die koning van Juda, het Ela, die seun van Basia, oor Israel koning geword, in Tirsa, 2 jaar lank. Maar sy dienaar, Simri, die owerste oor die helfte van die strydwaans, het 'n sameswering teen hom gesmee, terwyl hy
om dronk gedrink het in Tirsa, in die huis van Arsa, wat oor die paleis van Tirsa was, het Simri ingekom en hom verslaan en hom gedood in die 27ste jaar van Asa, die koning van Juda, en hy het in sy plek koning geword. En toe hy koning was, terwyl hy op die troon sit, het hy die hele huis van Basia verwoes. Hy het vir hom niemand laat oorbly wat manlik is nie, ook nie die bloedwrekers en vriende nie. So het Simri die hele huis van Basia verdelg, volgens die woord van die Hemelse Vader, wat hy gespreek het oor Basia deur die diens van die profeet Jehu, vanweë al die sondes van Basia en die sondes van sy seun Ela, wat hulle gedoen het en waarmee hulle Israel laat sondig het, om die Hemelse Vader, die God van Israel, te terg met hulle nietige afgode. En die verdere geskiedenis van Ela en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Israel nie. En die 27ste jaar van Asa, die koning van Juda, was Simri 7 dae lank koning in Tirsa, terwyl die manskappe Gibeton beleer, wat aan die Filistyne behoort het. En toe die manskappe wat beleer hoor sê, Simri het 'n samenswering gesmee en ook die koning doodgeslaan, het die hele Israel Omri, die leerowerstes, koning gemaak oor Israel, dieselfde dag in die laar. En Omri het opgetrek en die hele Israel saam met hom van Gibeton af en Tirsa beleer. Net toe Simri sien dat die stad ingeneem is, het hy in die vesting van die koning se huis ingegaan en die huis van die koning bo op hom aan die brand gesteek, sodat hy gesterf het, vanweë sy sondes wat hy begaan het deur te doen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, deur te wandel in die weg van Jerobeam, en in die sonde wat hy gedoen het, om Israel te laat sondig. En die verdere geskiedenis van Simri en sy samenswering en wat hy gesmee het, is dit nie beskrywe in die kroniekeboek van die konings van Israel nie. Toe is die volk van Israel verdeel in 2 helftes. Een helfte van die volk het Tibni, die seun van Ginat, gevolg om hom koning te maak, en die ander helfte het Omri gevolg. Maar die volk wat Omri gevolg het, was te sterk vir die volk wat Tibni, die seun van Ginat, gevolg het. En Tibni het gesterwe en Omri het koning geword. In die 31ste jaar van Asa, die koning van Juda, het Omri oor Israel koning geword. 12 jaar lank in Tirsa was hy 6 jaar koning. En hy het die berg van Samaria van Semer gekoop vir 2 talente silwer en die berg gebou en die stad wat hy gebou het, Samaria genoem, en die naam van Semer, die eienaar van die berg. En Omri het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, en meer kwaad gedoen as al sy voorgangers. Hy het naamlik gewandel in al die weë van Jerobeam, die seun van Nabat, en in sy sondes, waarmee hy Israel laat sondig het, om die Hemelse Vader, die God van Israel, te terg met hulle nietige afgode. En die verdere geskiedenis van Omri, wat hy gedoen het, en sy magtige dade, wat hy verrig het, is dit nie beskrywe in die kroniekeboek van die konings van Israel nie. En Omri het ontslaap met sy vaders en is in Samaria begrawe, en sy seun Agab het in sy plek koning geword. Verskriklike afgoderry van Agab, die koning van Israel, vanaf vers 29. En Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword, in 38ste jaar van Asa, die koning van Juda, en Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Hemelse Vader, meer as al sy voorgangers, en dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nabat, gewandel het. Hy het Isabel, die dogter van Etbaal,
die koning van die Sidoniërs as vrou geneem, en Baal gaan dien en voor hom neergebuig, en vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Hemelse Vader, die God van Israel, te terg, as al die konings van Israel, sy voorgangers. En sy dae het Hiel van Bet-El Jerigo opgebou, ten koste van Abiram, sy eerstgeborene, het hy sy fondamente gelê, ten koste van Segub, sy jongste, sy poort opgerig volgens die woord van die Hemelse Vader, wat hy deur die diens van Joshua, die seun van Nun, gespreek het. Tot sover.